Ek het vanoggend 'n baie eenvoudige woord wat ek wil bring en ek dink die realiteit is dat ons as mens kompliseer baie keer die woord van die Here. Ons het baie keer baie komplekse goed en ek het al waar ons vandaan kom, het ons nogal uiterstes gehad. Ons het 'n groep mense gehad wat gesê het, jy weet, jy kan doen wat jy wil in die lewe, sê net dankie dat jy vergewe is en gaan aan met jou lewe. So jy kan maar broekeloos leef soos jy wil. En dan het ons na die ander kant toe het ons 'n groep gehad wat gesê het, onthou net, God se God van geregtigheid. So jy moet bely en as jy nie elke oomblik bely nie, as jy fout maak en die Here kom, gaan jy hel toe. En dit was albei het 'n geweldige komplekse leerstelling gehad, terwyl die woord van die Here vir ons duidelik sê dat God is lief vir elkeen van ons. En hy gee om vir ons. En ek dink die evangelie, die boodskap van die evangelie is juis baie eenvoudig omdat God vir ons lief is en omdat hy besluit het om eenvoudige mense te gebruik om daardie woord uit te dra. Hy besluit om eenvoudige mense te gebruik soos ons. En as ek sê eenvoudig, dan praat ek van gewone mense. Mense wat oop is vir die hart van God. Eenvoudig is. En natuurlik dank ek die Here dat hoewel daar baie geleerde mense is wat dat hulle ook 'n eenvoudige hart voor God het en dat hulle kan ontvang dit wat die Here gee. So net 'n eenvoudige vraag. As ek praat van as ek die woord noem gospel, as ek die woord evangelie van Christus noem, waarom dink jy? Goeie nuus. Verlossing. En dis alles deel daarvan. Maar kom ons dink gou-gou oor, wat is die gospel? Wat is die evangelie van Jesus Christus? Wat is die goeie nuus van Jesus Christus? Hy het gesterf vir ons sondes. So hy het gesterf vir ons sondes. Hy het die dood oorwin. In ander woorde, hy het opgestaan uit die dood, hy het oorwin oor ons sondes. En soos wat hy die dood oorwin het, het hy verskyn aan verskeie mense. In ander woorde, daar's rekord van mense wat hom gesien het uit die dood, dat hy uit die dood uit opgestaan het. En ek en jy daardie hoop in 'n lewende God. Ek en jy daardie hoop in een wat lewe en dat hy eendag weer gaan terugkom. So as ek vinnig kan saamvat, is hy het gesterf vir ons sondes aan die kruis. Hy het ons sondes aan die kruis saam met hom geneem. Hy het opgestaan uit die dood triomferend oor ons sonde, sodat ek en jy in vryheid in hom kan leef. Hy het verskyn aan verskeie mense, hy het opgevaar waar aan die regterhand van die Vader sit. En vanoggend kan ek en jy weet, ons koning leef. As geen ander geloof in hierdie wêreld wat kan sê dat die graf is leeg, ons koning leef nie. Al die ander gelowe moet ongelukkig by 'n graf waar daar bene lê, van die een wat hulle aanbid, of by 'n mooi storie gaan stil staan wat iemand eendag vertel het. Maar die waarheid is nie daar nie. En ons het die voorreg dat Jesus vir ons gesterf het, en is eenvoudig. Hy het ons sondes aan die kruis saam met hom vasgenaal. In die doderyk ingegaan, vir ons. Nou ek wil vanoggend so 'n bietjie gesels juis, en iemand het nou dit uitgeroep hierso, toe ek gevra het iemand die skrif geroep, maar ek wil vanoggend so 'n bietjie stil staan by Johannes 10. En ek wil so die eerste paar skrifte van Johannes 10 wil ek vanoggend net so 'n bietjie by jou stil staan, want ek dink dit is so belangrik dat ons sal verstaan dat Jesus is steeds vandag daar vir my en vir jou. So dit was nie net 2000 jaar terug toe hy gesterf het aan die kruis nie. Steeds vandag is hy daar vir ons. En ek dink ons moet dit verstaan, ek dink ons moet dit begryp. Ek dink ons moet dit
dit moet lewendig in ons harte word, dat hy saam met ons is elke dag. Soos ek aan die begin gesê het, hy is nie net lief vir jou nie, hy like jou ook. Hy wil by jou wees. Hy wil saam met jou wees. En ongeag in ons lewens. As ek vandag kan vra, wie is volmaak hier? Niemand nie. Niemand is volmaak nie. So ons almal het foute. En ek wil volgens vir jou sê, met jou foute, is hy lief vir jou. Wil hy by jou wees. En ek dink dit is belangrik dat iemand dit hoor vanoggend. Nou ek wil stil staan by Johannes 10 vanaf vers 1 tot 10 en as ek 'n tema kan sit, die deur. So lees saam met my. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vers 3, vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Vers 7. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Nou wat 'n amazing gedeelte wat Jesus hier aan die mense sê. Nou as ons praat van die mense, net die vorige hoofstuk, as ons gaan kyk na hoofstuk 9, is dit die verhaal waar Jesus 'n blinde man sy oë oopmaak. En daardie blinde man, toe die disippels van vra, wie het gesondig? Toe sê Jesus, nee, niemand het gesondig nie. Hierdie man is blind gebore sodat God se heerlikheid deur dit alles kan manifesteer. En dis juist hoekom Jesus toe daardie man sy oë geopen het. En ons lees daai verhaal van die man verder, hoe die fariseërs hom later inroep en van vra, wie het jou oë oopgemaak? En hy sê vir hulle, hy weet nie regtig nie, maar hy weet wie sy oë oopgemaak het, en op 'n stadium toe wil hulle hom eintlik sommer aanvat en erg met hom praat, en hy sê vir hulle, maar is dit nie wonderlik nie, dat julle nie weet nie, want ek weet ook nie, maar wat ek wel weet is, ek was blind, maar nou kan ek sien. En van daardie fariseërs het by Jesus agtergebly. En terwyl hy by hulle agterbly, kom hy en hy vertel hulle hierdie gelykenis. Hy praat met hulle uit hierdie gelykenis, en as ons gaan kyk na wat hierdie gelykenis beteken, en ek dink as ek so 'n bietjie agtergrond daaroor kan gee, dan sal dit vir jou 'n bietjie mooi in konteks kom. Jy sien, in daardie jare was daar baie skaapboere wat buite beweeg het met hulle vee. En dan naby dorpe en op sekere areas was daar dan 'n tipe van 'n skaapstal gebou. So dit is 'n mirasie wat lekker hoog gebou is, sodat leeu's en jakkalse en wilde diere nie daar kan inkom nie. En hy dan so op 'n punt het hy 'n skerp punt of 'n opening gehad wat dan die deur genoem was. En aan daardie deur, daardie opening, was daar nie 'n fisiese deur gehang nie. Dit was net 'n opening. So dit was amper so 'n opening soos wat dit daar is. So enigiets of enigiemand kon ingaan deur daardie opening. So wat dan gebeur het is, die aande het die herders gekom, hulle het hulle skape ingejaag, en die herders self het in daardie opening gelê.
Die herder self het dan daar gelê en gekeer dat daar nie 'n leeu of 'n jakkals of 'n wilde dier kan inkom nie. En so het die herder dan die deur toegemaak, die ingang toegemaak. Maar wat nou nogal amazing is dan die oggend wanneer hy klaar is en soms was daar 4, 5, 6 verskillende troppe skape daarin. Dan het die herder buite gaan staan en hy het sy skape geroep. En sy skape het sy stem gehoor en hulle het uitgekom. En net die herder se skape het na hom toe gekom. Die ander skape het gebly want dit was nie hulle herder wat geroep het nie. So daardie herder se skape het dan saam met hom gegaan en hulle het dan gewy. So wanneer ons dan na hierdie konteks kyk, die enigste manier wat daar by die skape kon uitkom deur die nag was wanneer 'n skelm gekom het en oor daardie muur geklim het om by die skape uit te kom. Wanneer daar dalk 'n luiperd of iets in daai lyn was wat oor 'n boom kon spring of op 'n boom kon spring en oor die muur kon inspring in die stal in. Dit was die enigste manier wat iemand in daardie stal kon inkom of in daardie kraal kon inkom, want die herders het die ingang geblok. Die herders het dit geblok. So as ons mooi daarna kyk en ons gaan kyk weer in konteks met dit wat ek dit nou vir julle gesê het en ons gaan kyk weer na daardie gedeelte. Jesus sê voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur, dan hoor die ingang van die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. So as jy oor die muur kom, is jy 'n skelm wat wil skade kom doen. Vers 2, maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. So die herder kom by die deur in, hy kom op die regte maniere in. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie by hulle naam en lei hulle uit. Vers 4, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. So wanneer die skape dus dan sy stem hoor, loop hulle agter hom aan. Maar Jesus het hierdie met 'n doel gesê. Hy het hierdie gelykenis het hy met 'n doel vir hulle gesê. Vers 5 sê hy, hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. So dit is dis duidelik hoe dit sou werk. Daai skape sal nie agter 'n vreemde een aanloop nie. Maar weet jy wat my amazing is, ten spyte van die feit dat die mense daardie tyd die konteks geken het, dat hulle verstaan het hoe dit gewerk het. Lees ons in vers 6. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Maar dan kom Jesus, dan kom verduidelik hy wat hy dan nou eintlik vir hulle wou sê. Hy kom verduidelik vir hulle wat dit beteken, wat die betekenis rondom hierdie hele ding is. En ons lees daarvan vers 7 af. Hoe Jesus dan vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Hy praat van homself, wat by die ingang van daardie stal is. Hy praat van homself, wat keer dat daar nie rowers en enigiets kan inkom nie. En dan sê hy, vers 8, almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief het gekom net om te steel en te slag en te verwoes. Jesus sê, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So baie amazing. So wanneer Jesus dan kom en hy sê, ek is die deur. En wanneer hy praat van die deur, dan praat hy fisies van die voorwerp wat voor daardie opening geplaas word. In ons konteks, as ons praat van 'n deur, dan praat ons van 'n stuk hout wat jy in daai gat insit met kaniere en 'n handvatsel en 'n sluitmeganisme sodat jy dit kan sluit en kan oopmaak. Jesus kom en hy stel homself aan daardie deur. Hy sê, ek is die deur. Ek is die deur wat die skaapstal veilig hou. Ek is die deur wat dit wat daarin is inhou, maar ek is ook die deur waar deur die skape in en uitkom. Daar is nie 'n ander manier nie. En hy sê dat sommiges het al voorheen gekom, maar hulle was rowers.
Hulle was oneerlike mense. Hulle was valse profete. Hulle was mense wat hulle self as die Christus wou maak, maar hulle was nie, want daar's net een Christus. Daar's net een redder en dit is Jesus Christus. En wanneer hy dit sê, dan is dit 'n ongelooflike groot simboliese betekenis wanneer ons na die konteks van die hele ding kyk en ons gaan krap so 'n bietjie in die Ou Testament. Nou baie mense sê ja, maar weet jy wat, ek lees nie regtig die Ou Testament nie, dis nie meer nodig nie. Ek lees die Nuwe Testament. Nou as jy een van hulle is, wil ek vir jou sê, jy mis uit. Want die Ou Testament gee betekenis aan die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament gee vervulling aan die Ou Testament. So die Ou Testament sê, in Engels sê dit mooi, is the New Testament concealed, the New Testament is the Old Testament revealed. So ons kan nie die twee los van mekaar saam lees nie, ons het nodig om saam daarna te kyk. So wanneer ons na dit kyk op grond daarvan, so wanneer Jesus dan praat en sê hy is die deur, praat hy van die ingang, wat slegs 'n enkele ingang is. En ons weet ook dat Jesus 'n paar gedeeltes verder, in Johannes 14 vers 6, sê hy, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Hy alleen is die weg, hy alleen is die deur. Daar's nie ander deur as hy nie. Daar's nie 'n ander manier om na die skaapkraal in te kom as hy nie. En in Johannes 14 vers 6 sê hy, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En ek wil vir jou sê, as jy nie deur Jesus Christus tot die Vader nader nie, is daar nie 'n manier hoe jy by hom kan uitkom nie. Hier is baie gelowiges wat sê, maar wag 'n bietjie, ek glo. Jy weet, ek lewe goed, ek doen my bes, en eendag hoop ek dat jy weet, as ek sterf, dat ek reg sal wees. Ek wil vir jou sê, en as jy een van daai mense is wat sê, Jesus, ek hoop maar, dan het jy 'n probleem. Jesus is die enigste weg. En as hy nie jou persoonlike verlosser en saligmaker is nie, het jy 'n probleem. Beteken nie jy is volmaak nie. Beteken ons Skepper is volmaak. Beteken ons weg is volmaak. En dis juist deur hom wat ons aanvaarbaar voor die Vader is. Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dit is alleenlik Jesus. Hy is die enigste weg. En hy sê, wie ingaan deur die deur, sal gered word. Soos 'n uitnodiging wat hy vir ons gee, en wanneer hy praat van gered word, dan praat hy van die ewige lewe. Hy praat van meer as net hier op aarde, dat jy net hier op aarde veilig sal wees. Hy praat van iets baie meer as wat hier in hierdie lewe gevind word. Hy sê, as jy deur hierdie deur, as jy deur my ingaan, sal jy gered word. Johannes 1 vers 2 sê Johannes, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. So met ander woorde, ek en jy het iewers nodig om op 'n plek te wees waar ek en jy Jesus aanneem as verlosser en saligmaker. Iewers het ons nodig om 'n besluit te neem vir die koning. Nou daar's baie mense wat kerk toe gaan, daar's baie mense wat mooi gelowiges is. Maar hulle het nog nooit regtig 'n kommitment gemaak tot die Here nie. Hulle het nog nooit op 'n plek gekom waar hulle gesê, Jesus, ek nooi U as my verlosser en my saligmaker nie. Nou ek wil julle weer herinner aan die ou sê ding wat ons altyd sê. Jy kan in 'n graad slaap, maar jy gaan nie 'n volhouer word nie. Dis net hoe dit is. Maar vandag se tyd moet ons sê, jy kan in 'n graad slaap, maar jy gaan nie Hilux word nie. Want almal sê mos Hilux is nie 'n bakkie nie. Hoor mooi. Ons het nodig om 'n kommitment te maak. Beteken nie ons is volmaak nie. Maar ons het 'n volmaakte redder wat vir ons lief is. Sien, wanneer ons mooi gaan kyk na wat Jesus sê, en ons trek dit terug na die Ou Testament toe. Die ingang in die tabernakel het een ingang gehad. Die ingang na die tempel het een ingang gehad. En van daar af was daar sekere prosesse om in die teenwoordigheid van die Vader te kom. So wanneer Jesus sê, ek is die deur,
Dan sê in werklikheid, ek is die toegang om in die teenwoordigheid van die Vader te kom. So sonder Jesus kan jy nie in die teenwoordigheid van die Vader kom nie. Psalm 118, vers 19 en 20, sê die psalmskrywer, hy sê, maak oop vir my die poorte van die geregtigheid. Ek wil daardeur ingaan, ek wil die Here loof. Vers 20 sê, dit is die poort van die Here, regverdiges mag daardeur ingaan. En dis die poort waarvan Jesus hier praat. Hy is daardie poort na die Vader. Hy is daardie toegang om in die teenwoordigheid van ons ewige koning te wees. En Jesus gee vir ons daardie woord. Hy sê jy sal ingaan en jy sal uitgaan en jy sal veiding vind. En wanneer hy praat van jy sal ingaan en jy sal uitgaan, in die Ou Testamentiese konteks om in en uit te gaan, as ons kyk na Moses se gebed vir Josua, as ons kyk na die seën wat daar uitgespreek is wanneer die wet onderhou word, dan praat hy van ingaan en uitgaan. Hy praat van dat jy sal in jou huis ingaan en jy sal uitbeweeg om veilig buite te wees. Dit sal met jou goed gaan wanneer jy buite is, maar dit sal ook met jou goed gaan wanneer jy inkom. En dit is juis daardie konteks wat Jesus hiervan praat, dat jy sal ingaan en jy sal uitgaan. Maar dan 'n belangrike ding wat hy dan daar sê, is hy sê, en jy sal veiding vind. En wanneer hy praat van veiding vind, dan praat hy juis van 'n skaap wat uitbeweeg en in 'n wye veld kom. Skaap wat uitbeweeg en genoeg voeding het. Nou, as ons net na die volgende vers, wat ek nie aan die begin gelees het nie, vers 11, sê Jesus, ek is die goeie herder. En hy sê die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. So Jesus het dit baie duidelik gesê, en wanneer ons daarna kyk, moet ons weer terug verwys na Psalm 23 toe. Die Ou Testamentiese Psalm, wanneer Jesus sê, wanneer Dawid sê van die Here, hy sê die Here is my herder. Hy is my voorsiener. Hy sê niks om my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. So wanneer hy dit sê, dan praat hy juis van die hele gedagte. Dat hy ons by waters waar rus is, groen weivelde, waar daar vrede is. Nou net so tussen hakies. David Keller, en ek het dit al 'n paar keer genoem, vir die mense wat al geluister het as ek praat oor Psalm 23, David Keller het 'n boek geskryf oor skape. Hy's 'n skaapboer. En in daardie boek het hy 4 voorwaardes gestel vir 'n skaap om neer te lê. En ek wil nie by hulle stil staan nie, ek wil hulle net vandag noem. En die eerste ene is dat 'n skaap moet volgevreet wees. Hy moet genoeg gevreet hê om te gaan lê. As 'n skaap nie gevreet het nie, gaan lê hy nie. Tweede voorwaarde is, daar moet vrede wees in die trop. Met ander woorde, daar moet nie onderling ongemak wees met mekaar nie. Want as daar ongemak is onder mekaar, dan lê 'n skaap nie, dan staan hy. Derde ding is, daar moet nie pestsiektes wees nie. So daar moet nie vlooie en vliee en allerlei goed by die ore en sovoorts wees nie. Anders gaan 'n skaap nie lê nie. En die laaste punt is dat daar moet nie gevaar wees. Skaap moet nie gevaar ervaar nie. En wanneer Jesus sê ek is die goeie herder, ek vat jou dat jy kan na goeie veiding toe, dan sê hy juis, dis wat hy vir my en vir jou doen. Hy skep vir ons die atmosfeer waarin ons veilig kan wees. In Jesegiel 34, vers 11 tot 15, is daar juis 'n profetiese uiteensetting, wat Jesus terug na verwys, wat in vervulling getree is, as ons vinnig daarna kan kyk. Hy sê in vers 11, hy sê, want so sê die Here, kyk, hier is ek, en ek sal na my skape vra, en vir hulle sorg. Vers 12, soos 'n herder vir sy trop skape sorg, op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg, en ek sal hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooi is. Op die dag van wolke en donkerheid.
en ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land en ek sal hulle laat wy op die berge van Israel in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. Vers 14 op 'n goeie weiveld sal ek hulle laat wy en op die hoë berge van Israel sal hulle 'n weiplek wees. Daar sal hulle lê op 'n goeie plek en wy in 'n geil weiveld op die berge van Israel. Vers 15. Ek self sal my skape oppas en ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here. Ek wil volgens vir julle sê, geliefdes, Jesus kom en hy sê, ek is die deur. Hy sê, ek is die goeie herder. Hierdie skrif het in vervulling gekom. En ek en jy kan weet, wanneer ons by hom is, dan het ons die toegang tot die Vader. Is ons op 'n plek, waar ons in sy volheid en in sy oorwinning kan staan. Ek wil afsluit met hierdie laaste vers. Vers 10 sê hy, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Wie is die hulle? Sy skape. So hy sê, hy het gekom, dat ons lewe en oorvloed kan hê. En dit is God se hart vir my en vir jou, dat ek en jy oorvloed in hom sal hê. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan weet. U het dit vir ons moontlik gemaak. Here, U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe, U is die deur waardeur ons kan ingaan, om in die ewigheid by U te wees. Here, U is die goeie herder, wat dit vir ons moontlik gemaak het om vanoggend opgewonde te kan wees, en te kan ingaan en uitgaan. Here, want U self is ons herder, wat ons bewaar. Here, en ongeag wat buite aangaan, U is ons herder, wat met ons is, wat saam met ons is, wat by ons is. En dankie Here, dat U vir ons gesterf het aan daardie kruis. Here, dankie dat U ons sonde op U geneem het, aan daardie kruis. Here, dat U die doderyk ingegaan het met ons sonde. Dat U die dood oorwin het. En dat ons vandag kan weet dat ons herder leef. Hy leef vir ewig meer. Ek wil bid vanoggend, Here, dalk is hier iemand in hierdie plek wat sê, Here, maar ek het nog nie op 'n plek gekom waar ek U die deur, my verlosser, my redder gemaak het nie. Dalk is hier iemand wat vanoggend sê, Here, ek het nog nie by daardie plek gekom waar ek daai sekerheid in my hart het, dat ek veilig by U is nie. Here, dalk is hier iemand wat sê, Here, sien my tog net raak vanoggend. Ek het U nodig. Terwyl die oë gesluit is daar iemand wat vanoggend dalk sê, Here, ek het nog nie daai besluit gemaak nie en ek wil dit vanoggend maak. Om seker te maak dat my lewe met U reg is. Seker te maak dat ek deur die deur kan inbeweeg om by U te wees. Prys U kosbare naam. Dankie Jesus. Dankie dat U ons deur is. Dankie dat U ons vry maak. Dankie dat ons kan weet U is steeds ons goeie herder, wat saam met ons is, wat ons help en wat ons lei. Ons loof U daarvoor. Here, en ek wil tog bid, een wat dalk vanoggend sê, Jesus Here, ek is nie seker oor hierdie ding nie. Here, dat U deur die Gees in sy hart inwerk, in haar hart inwerk, dat hulle U sal ervaar vanoggend. Here, want U is die goeie herder, wat U lewe afgelê het vir U skape. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil vra dat die wat gaan help met die nagmaaltafel, dat julle na vore sal kom asseblief.
Is dit nie amazing dat ons ook kan vanoggend herdenk met dit wat Jesus vir ons gedoen het nie? Nie net het hy in mooi simboliek dit vir ons gesê en geleer nie, maar hy het dit gedoen. Hy het sy lewe vir ons gegee sodat ons vanoggend saam aan hierdie tafel kan sit en saam in herinnering kan roep met dit wat hy vir ons gegee het. Geliefdes, die aand toe Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy het die brood gebreek en hy het dit uitgedeel en aan sy disippels gegee en vir hulle gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En hy het gesê, doen dit tot my gedagtenis. So hy het vir ons die opdrag gegee dat so dikwels as wat ons bymekaar is, dat ons dit sal doen om in herinnering te bring van dit wat hy gedoen het. Maar terselfdertyd het hy ook die beker geneem, die derde beker van die Pasgamaal, het hy dit geskink en het hy dit vir sy disippels gegee en hy het gesê, dis die bloed van die Nuwe Testament, wat juis verwys het na dit wat hy sou doen. En hy het duidelik gesê dat hy sal nie die vierde beker drink voordat ons nie saam met hom in ewigheid is nie. Ongelooflik baie simboliek in dit. En hy het vir ons daardie sekerheid gegee. En hy het ook weer eens vir ons gesê, so dikwels as wat julle bymekaar is, neem die beker en bring in herinnering my bloed wat vir julle gevloei is. Nou ek wil sê, dis nie die tafel van die AGS nie, dis die tafel van die Here. En ons wil jou uitnooi as jy wedergebore kind van die Here is, om saam met ons die nagmaal te gebruik. Ons deel eers die nagmaal uit vir almal en wanneer almal het, gebruik ons dit dan saam. So, wanneer u dit ontvang, wees so rukkie geduldig totdat almal het. There's no one above you. Ek maak dit net. There's no one beside you. Gebruik. Sal ons net nadat ons dit saam gebruik het, sal ons Frankie onder en broer Marcel daarbo die beker beskikbaar stel vir u om te gebruik. Nothing compares to you. I know the Savior. His name is Jesus. I have been saved by His precious blood. I am redeemed. I have been set free. I am made new. I am made whole. I'm washed by the blood. King of kings, the Prince of Peace, the mighty one who lives in me. He's writing my story, nothing can come between us. Even in the darkest of times, you're right by my side. I know the Savior. His name is Jesus. I have been saved by His precious blood. I am redeemed. I have been set free. I am made new. I am made whole. I'm washed by the blood. All I see is fear and worry knocking at my door. No, I don't have to fear anymore. 'Cause I know you're right here with me, wherever I go. When the days feel long and unclear, no matter what, I know you are so near. So I trust in you. Jesus, wherever I'm free,
I know the Savior, His name is Jesus. I have been saved by His precious blood. I am redeemed. I have been set free. I am in you. I am made whole. I'm washed by the blood. My hope is in the blood, the light to which I cling. When enemies surround, when I don't feel a thing, you're always with me. It speaks on my behalf when I can't even breathe. It's never lost a fight. It dives into the fray. You're always with me. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no way to see, to rival what you've done. You paid it on the cross. My hope is in the blood. Hemelvader, baie dankie. Dankie dat ons vanoggend as 'n familie, Here, as deel van u liggaam, hierdie broodjie kan neem. Here, wat hierdie broodjie simbolies van dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het, toe u liggaam vir ons gebreek is. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Dankie, Here. Here, net so wil ons u ook dank vir hierdie wyn wat ons kan vat, hierdie sap wat ons kan vat vanoggend. Here, wat simbolies heenwysend is na u bloed wat vir ons gevloei het. Here, die liedjie wat ons geluister het, gesê, I have a Savior. His name is Jesus and I am washed by His precious blood. En dankie Here dat ons vanoggend kan bely. We are washed by the blood of the Lamb. Dankie Here. Dankie Jesus. Voordat ons enigiets opneem, as daar iemand is wat graag van die beker wil gebruik maak, kan julle net julle hande opsteek. Enigiemand hier aan die onderkant? Is daar nog iemand? Almal bedien bo, almal bedien onder. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Prys die Here. Geliefdes François, jy moet vir ons na onder kom asseblief vir ons hierdie diens kom afsluit.
as ons klaar gesing het. Geliefdes, ja, ons het aan die einde gekom van hierdie diens en wat 'n voorreg om te weet dat ons koning leef. Amen. So onthou nou, as jy nou hier uitstap, die jong mense verkoop lekker hot chocolate en gaan toets my woord, kyk of ek waarheid praat. Dis nou 'n goeie sales tegniek, nee. Nou ons gaan staan, dan gaan die musikante en voorsangers ons in 'n laaste liedjie lei. Baie dankie. Dankie.